Welkom terug by die groot ontbyt. Ons sluk nog aan daai heerlike aardappels wat Tanya de Ventebyker nou gemaak het, maar ja, dit daar gelaat. Ons gesels nou met Dr. Liesel Rudolph. Nou sy is 'n gletser-spesialis. Ja, baie van julle het nie 'n klou wat dit is nie, maar sy werk met gletsers dwars deur die wêreld. Ons selfs bietjie vanmôre met haar oor gletsers en wat hulle doen en wat maak die smeltery? Jy weet dit word mos nou warm. So, hoe nou? Hallo Liesel. Môre julle. Ek is heeltemal clueless as dit kom by gletsers. Jy sal my moet verduidelik. Ek sien jy het baie goedjies vir jy weet vir standaardgraad kinders soos ek gebring wat dit visueel interessant maak. Kom ons begin eers daarmee. Okay, ek is baie opgewonde om hier te wees. Ek dink die meerderheid van publiek weet nie wat gletsers is of waar ons hulle kry en wat is die groot hoeha oor hulle smelt nou en so wat. Ja. So ek het hier 'n baie eenvoudige demonstrasie van waar ons gletsers is. Meeste van ons varswater in die wêreld, 70% van ons varswater word in ysmassa vasgevang. 70%? 70% van ons varswater. En hierdie ysmassa is op kontinentale landmassa. Okay. So tans dra dit nie by tot seevlakke nie. Ja. En wat besig is om te gebeur is hierdie ys is besig om te smelt en by te dra by ons seevlakke. Jy het daar 'n glas wat jy vol water gemaak het, 'n omgedopte glas in die binnekant. Presies. So hier het ek 'n voorstelling van ons see Ja. of ons see en 'n kontinent soos Antarktika of Groenland. Ons het nie groot gletsers in Afrika nie, maar dit kon Afrika ook wees. En dan het ons groot ysvelde wat op die Antarktiese kontinent of Groenland is. Baie van ons gletsers word ook op bergpieke vasgevang. Dis waar ons hulle ook vind. In Switserland in die Alpe, in Nieu-Seeland in die suidelike Alpe en in Suid-Amerika. Daar's nie veel van die gletser oor op Kilimanjaro nie. Nee. En dit is ons bekommernis. Nou wil ek twee goed vanoggend vir die kykers net wys, demonstreer is soos wat hierdie ys op die kontinentale landmassa sit, smel dit en dit beweeg. Ja. Want daar is water wat momentum gee waarop hierdie gletser kan beweeg. So hierdie gletsers is besig om by bergmassas af te beweeg en in valleie in te beweeg en soos wat hulle by die berg af beweeg, word die klimaat warmer waarin hierdie ys beweeg. Okay. Maar die water is besig om in die see in te vloei. En die Groenland ysveld is 3 miljoen kubieke kilometer groot. Nou sê mense, dis enorm, maar die see is, die oseane is tog baie groter as dit. Dit gaan mos nou nie 'n impak maak nie. Ja, okay, ek het nou weer geval, ek gaan nou nie weer terugsit nie, maar ek dink die luisteraars kry my punt. As hierdie ysmassa, byvoorbeeld die Groenland ysveld, 3 miljoen vierkante kubieke kilometer is, in die see beland, dan styg die seevlakke. Ja. En ja, die aarde se klimaat het verander oor die laaste 800.000 jaar, 40.000 jaar, 20.000 jaar, maar die tempo van klimaatsverandering wat ons tans beleef, is eksponensieel vinniger as wat ons oor die laaste Ons praat nie oor of 100.000 dit gebeur en wat dit veroorsaak nie. Ons sê net die statistieke, die wetenskaplike feite. Absoluut. Net soos wat jou ys nie in jou vrieskas oorleef tydens load shedding nie. Ja. Net so word gletsers in die natuurlike omgewing deur neerslag of sneeu en temperatuur gepreserveer. So die oomblik as jou neerslagpatrone verander, jou sneeu word reën of die windpatrone verander of jou temperatuur verander, dit word warmer, gaan die ys vinniger smelt. Dit is blote fisika. Ja, dis logika, ja. So die gletsers wat bestaan of wat ontstaan het is deur baie sneeu en koue klimaat gevorm. En wat ons tans besig is om te sien gebeur, is hierdie gletsers verdwyn al hoe vinniger en vinniger. So stygende seevlakke is vir ons 'n groot probleem. En baie gemeenskappe, veral in Suid-Amerika en in die Himalajas in Indië, is afhanklik van gletser smeltwater As 'n bron van varswater. As 'n bron van varswater vir landbou. En omdat dit droë gebiede is, hulle kry nie reënval nie, maar hulle kry sneeu in die winter. Ja. Soos wat wind of reënvalpatrone skuif, verander die sneeu dalk na reën of hulle kry nie meer wintersneeu nie. So die gletser hou aan smelt, Ja. maar hy kry nie daai sneeu insette wat die massa van die gletser behou nie. So die gletser is in disequilibrium of onewewig. En as die seevlakke nou rise, Styg. styg, dankie. Wat is die uitsaak wat gebeur dan?
So, wat ons baie keer van praat is 'n stygings in seevlak, maar ons kyk na vertikale stygings. Ja. Maar enigiemand wat by die kus was weet, daar's getye verandering in hoe ver die see van die kus af is. Maar daai is 'n horisontale verskil, ook 'n vertikale verskil. Maar as ons praat van 'n meter styg in seevlak, kan dit tot 3 of 4 meter horisontaal binne land toe skuif. So dis 'n baie komplekse wiskundige ding om te doen. Maar die realiteit is die aard, oppervlak, klimaat en seevlakke is baie kompleks. Mens kan nie sê 'n halwe meter stygings is. So ons werk op gemiddelde. Maar kusgemeenskappe, eilande, veral in Polynesië en Malaysia wat laer is as 20 meter bo seespieël, word dan veral deur ekstreme klimaat of weers events soos siklone of net storms al hoe meer en meer geaffekteer. So ek het vir die kykers 'n beeld wat ek graag wil wys. Die navorsing wat ons spesifiek in Suid-Afrika doen, want ons het nie gletsers in Suid-Afrika nie. Maar ons het 'n eiland in die Suidelike Oseaan, Marion en Prins Edward Eiland, wat Suid-Afrikaanse grondgebied is. En daar was 'n gletser op hierdie eiland. Toe wetenskaplikes in die eerste keer in die 1950s daar aankom, het hulle die gletser gedokumenteer, foto's geneem. En ons doen tans steeds navorsing op die eiland en ons het oor die laaste 50 jaar gesien hoe daai gletser of daai ysmassa verdwyn het. So ek sê weer eens, dit is nie, ons praat nie van aardsverwarming nie. Verwarming is een probleem, maar jy het windpatrone wat skuif en jy het neerslagpatrone wat verander. En dit is daai verandering wat ons land se boere en sy voedselproduksie ook affekteer. So ons moenie net kyk na temperatuur nie, maar dit is reën en wind. So ons skal lank hier aangaan, maar nou net ter afsluiting. Gletsers, as gletsers nou sou verminder, so wat ons sien nou gebeur, of kleiner word, of smelt, of nie weer gevoed word deur sneeu. Dis skokkend as mens kyk na daai glas, moet ek vir jou sê, met die ys bo-op, dan besef jy eintlik waar die ys sit. Dis nog nie naby die water nie. Absoluut. Indien gletsers reg oor die wêreld dan in die vooruitsig vir die volgende sê nou maar 5 dekades van nou af radikaal verminder en smelt. Ja. Wat is die implikasie? Is daar 'n klimaatsimplikasie behalwe van die seevlak implikasie? Wat is die implikasie in die toekoms? Dis 'n baie goeie vraag. En ek dink wat ek ook vir die kykers net wil sê is ons praat nie hier van dit gaan oor 10 jaar verander of vir 50 jaar nie. Ons het projeksies wat oor 100 jaar iets voorspel of 200 jaar of 500 jaar. En daai voorspellings verander soos wat ons sien hoe oor korttermyn die klimaat verander. Maar gletsers, soos wat mense baie keer spot, as daar koue front is, wie die vrieskas se deur oopgelos. Jy weet, gletsers is 'n temperatuur reguleerder ook. En in die oseaan help gletsers die see temperatuur ook reguleer. En omdat jy seestrome het wat temperatuur reguleer reg oor die aarde, warm water by die ewenaar sirkuleer pole toe, koel af, sink onder word diep oseaanwater, sirkuleer weer terug ewenaar toe, sodat die see nie eksponensieel warm word nie. Al daai het wat ons in die Engels noem feedback, jy weet, loops. So as ons ys op die landmassa verdwyn, Die bron van die koue water. ja, ook onder andere, nie alleenlik nie, maar dit het 'n groot impak op lokale mikroklimaat as ook globale klimaat. So dit is buiten die ekologiese verandering as die water skielik verdwyn. So jy het nou nie meer sneeu nie, of jy het reën en die reën vloei af in die rivier loop, jy het nie water wat in die stelsel vasgevang word deur ys nie. Okay, ek worry. Dankie. Mense hoef nie te worry nie. Ek dink ons het 'n verantwoordelikheid as mense op die aarde om ons deel te doen. Wat ook al jy dink dit is, maar ek dink ook die Bybel praat baie keer van die wêreld gaan verander. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ons hoef nie in angs te leef nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Wees bewus van wat besig is om te gebeur. Doen wat jy kan. Doen wat jy kan. Dit help nie om in vrees te leef nie, maar moet ook nie oningelig wees nie. Dis baie lekker. Dankie Liesel. Baie Dis heerlik om jou te hê vanmôre. Dis Dr. Liesel Rudolph. Die gletsers is regtig besig om te smelt in reg oor die wêreld. So dis interessant. Ons lewe in interessante veranderende tye.
Maar bemagtig jouself met inligting en doen wat jy kan. Dis die geheim. Baie dankie Dr. Liesel Rudolph.